My koning Here, dat ons die voorreg het om hier so net weer 'n bietjie te leer uit die woord uit, my koning Here, dat ons die voorreg het om dit te kan doen en openbaar, my koning, dat ons die vervolg word daarvoor, my koning, dat ons bietjie meer kennis kan dra, my koning, en wysheid, my koning, en dat ons dit kan gebruik om dinge daar buite te verkondig, Here, wat U wil hê ons moet verkondig. My koning, dankie vir dit, dankie die mense die tyd losgemaak het vir dit, my koning. Mag hulle geseën word, mag hulle leer vanaand, en mag dit vir hulle openbaring wees, soos hulle nog nooit iets gesien het soos dit, my koning, of gehoor het nie. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Alright, julle. Ek gaan begin om te sê, julle glo seker dat, of nee, glo sien, ek kan nie lees nie. Ek gaan net doen, okay. Gooi julle saam my stem dat sodra julle hoofstuk 2 begin lees, dat dit baie duidelik is dat daar 'n groot verskil tussen hoofstuk 1 en 2 is. Daar is 'n skuif in die styl, die inhoud en die oogpunt van die hoofstuk. En dit verhuis. Nee man, dis okay. Dis net 'n inleiding. En dit verwys veral ook as jy kyk na die verdeling in terme van Genesis 1 vers 1 tot 2, vers 4 en dan Genesis 2 vers 5 tot 25. In hoofstuk 1 is God die middelpunt van die val. In hoofstuk 2 ontvang die mens die prominente rol. So hoofstuk 1, het julle dit gekry? Nee? Hoofstuk 1, God is die middelpunt van die val. Hoofstuk 2, die mens kry die prominente rol. Kry julle dit? Ek kan nog een keer die slides so sien, want julle moet saam volg dan. Okay. En die generiese terme van hoofstuk 1 gee plek vir die spesifieke naam in hoofstuk 2. Byvoorbeeld, soos wat ons verlede week gesien het, dat in hoofstuk 1 daarna God as Elohim verwys word, maar in hoofstuk 2 na Yahweh. Meer as dit, in hoofstuk 1 word die mensdom slegs na verwys as manlik en vroulik, terwyl in hoofstuk 2 as twee afsonderlike mense as Adam en Eva aan ons voorgestel word. Hoofstuk 2 verduidelik meer van die verhouding tussen mens en God. Hoofstuk 1 het die verwysing na die mens as beide manlik, vroulik na God se beeld gemaak. Maar in hoofstuk 2 sien ons hoe God met die mens verkeer en omgaan op 'n manier wat uniek is, onder al die skepsels wat hy gemaak het. Daar is 'n affiniteit tussen mense en God wat in elke deel van sy skepping ontbreek. Affiniteit, die wat nie weet nie, ek het ook nie geweet nie, affinity, dis 'n Engelse term vir dit. Weet iemand wat dit beteken? Sê weer? Ek weet nie, kom ons lees. A feeling of closeness and understanding that someone has for another person because of their similarities, qualities, ideas and interests. So basies, jy het 'n fiction tussen hulle. Korrek? Dankie, pastoor. Okay. Dankie Engelsman, waardeer. I'll take that. Affinity. Nee? Thank you. I appreciate it. Alright. Ons het verlede week gesê dat ons die beeld van God geskaap is juis om 'n tipe closeness en intimiteit, 'n fellowship met hom te kan geniet. Die son, die maan, die sterre en die waters, plante en diere. Niks van dit het die vermoë om geestelike verhouding met God te hê soos mens nie. En juis daardie sin is die mens op 'n unieke manier soos hulle Skepper. Moet sê nog ons vreemd wees as 'n boom praat in 'n verhouding met die Here kan hê soos dit. Ons is nog uniek. Right. Maar ons wil ook vertel van die verskille tussen God en die mens, wat alhoewel die mens na God se beeld gemaak is hy ook anders as hy. En dit is 'n belangrike waarheid om te begryp as ons 'n verhouding met God wil hê. Dan vir Engelse man, in fact, that he is like us means that our relationship with him can be intimate. But the fact that he is unlike us will keep the relationship reverent and ensure our worship is appropriate. Ons weet reeds dat 'n mens, man en vrou, na God se beeld geskape is en dat daardie beeld die juiste geregtigheid en heiligheid was. Die vermoë om hom te kan fellowship soos ons verlede week gesê het, maar om ons te ontdek in die res van die hoofstuk 2 soveel meer oor die skepping en die rol van die mens. So nou gaan ons Bybel lees in hoofstuk of in Genesis 2 vers 4 tot 6. Van vers 4b. So die wat die geweet het nie, daar is 'n A en 'n B in jou hoofstuk en in jou verse. Is die eerste sinnetjie in jou vers 4 is A en die tweede sinnetjie is vers B of 4b. So ek lees van dit af.
toe die Here die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie. En het daar ook nie nog enige groenigheid opgeskiet nie. Want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie. En daar was nog geen mens om die grond te bewerk nie. Daar het nie water uit die aarde uit opgekom nie, en al die grond nat gemaak. Of daar het water uit die aarde uit opgekom, en al die grond nat gemaak. So, dit klink bietjie vreemd, dat die water uit die aarde uitgekom het. Korrek? Klink dit reg? Ok, is goed. Ek sal nou verduidelik hoekom. En dit is baie interessante gedeelte, en ek wil die aandag op 2 goed vestig. Nadat God die hemel en die aarde geskep het, sê vers 5 dat daar nog nie struike en groen gras op die aarde was nie. Hoekom sal dit wees? Hoekom is daar nie groen gras op die aarde nie? Korrek, ons kort water, ons kort reën. 2, wat doen jy in jou tuin om plante en goed te laat groei? Ja, jy moet moeite doen, jy bewerk dit. So, een rede, daar was nog nie reën nie, rede 2 was, daar was nog geen mens om grond te bewerk nie. Maak dit sin sover? Dankie. Jou notas is goed. Ok. En nommer 2 sien ons weer eens dat wat ons in Avo daar geleer het, dat dit nie 'n vloek is om te werk nie. Werk was van die begin af in God se prentjie en dit was God se plan. Toilsom ook was deel van die vloek. So toilsom in Afrikaans is harde werk, korrek? Straflike werk. As jy nie jou werk geniet nie. Dit was die vloek. Jy het nie dit bedoel nie. Buite vir die baie obvious gelyktrekking, dat die aarde 'n mens nodig het om dit te bewerk. As die mens dit nie bewerk nie, is die orde en balans van die natuur nie reg nie. En dit is interessant om op te let in Genesis 2 vers 5 en Genesis 1 vers 11. So kom ons lees Genesis 1 vers 11 tot 12. Is julle daar? Is julle Bybels? Ok, kom ons lees. Wat so vertaling is dit? Nuwe lewende vertaling. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra, waarvan daar saad in sy vrug sit. So het dit gebeur, die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra, met die saad daar, elkeen na sy aard. So let op, hoofstuk 1, toe die Here dit gespreek. Hoofstuk 2, vers 5. Daar was nog nie enige struike op die aarde nie, en daar het ook nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Here God, met ander woorde Jahweh, het nog nie die aarde laat reën nie, en daar was nog nie mense om die grond te verwerk nie. Maak dit sin? Waar het in 1 hoofstuk 1 sê, daar sal die vrugte sal saad dra, vrugte sal groei, bome sal vrugte dra, en nou sê in hoofstuk 2, daar het nog geen struike opgeskiet nie. So, dan nie lekker op nie, nee, korrek. Maak nie sin nie, vir my het dit nie sin gemaak toe ek het lees nie. Die mense sal dink, okay, het in een dag het in die groenigheid laat uitkom, en nou sê in vers 2, of van hoofstuk 2, daar was niks. So hoofstuk 1 sê die aarde het plante laat uitspruit, en hoofstuk 2 sê dat daar nie plante was nie. Die verduideliking is heel eenvoudig. Baie mense gebruik die 2 verse in vandag se tyd om te sê dit word contradict en dat die Bybel null and void is. Dat die Here weerspel homself. Maar ek dink, kom ek verduidelik julle hoekom ek nou so sê, dit baie interessant was vir my ook. So wanneer ons hoofstuk 2 lees, veral vanaf vers 5, moet ons besef dat eerstens verwys word na dag 2 van die skepping, voordat daar enige plante groei was. Want plante groei, insluitend gras en struike en bome, groenigheid is op dag 3 geskep, en die mens eers op dag 6. So duidelik verwys die 2 verse na die dag van plante groei en 'n paar dae voor die mens se skepping. Die oorgrote oortuiging is dat dit nie gereën het tot en met dag 3 nie, en dit juis die dag 3 was dat die reën gehelp het to bring forth grass, herbs, yielding seed, and the fruit of yielding fruit of his kind. So dit verduidelik jy so 'n bietjie, dit is net omdat die dae, hoofstuk 1 en 2 verwys terug na die ander verskillende dae. Mense sal dink dit volg op mekaar, maar dit doen wel nou nie. En tweedens moet ons besef dat ons, soos ons gesê het, die hele styl en inhoud en oogpunt van hoofstuk 2 anders is as hoofstuk 1 sin is.
En een skrywer verduidelik dit so mooi in inleiding vir vanaand. The structure of Genesis 2 stands in clear contrast to every creation account known to comparative literature. In hoofstuk 2 was never intended to be created account at all. But then in Genesis 2, it seems that it's simply a close-up examination of the events of day 6. The first chapter presents general description of the creative situation as all. The second chapter discusses one specific aspect of it. En daardie aspek is dag 6 se gebeure waaron ons oor die volgende paar kere sal indelf. Sien ons as ons dit reg lees, sal ons sien dat God se plante groei op dag 3 geskep het, maar daar was nog geen struik van die veld nie. Daar was geen wilde struikie nie. Daar was geen plante in die veld nie. Niks het opgeskiet nie. Reën was dus deel van die skeiding van waters. Onthou dat dag 2 die plante geskep is en God het gewelf gemaak. En die waters onder die gewelf geskei van waters bo die gewelf. So met ander woorde, die water wat ek in die begin gesê het wat uit die aarde uitgekom het, was toe die Here nog nie geskei het nie. So daar het nie vrug gekom uit dit uit nie. Maar toe die Here die reën stuur, hoe gaan daar vrug kom? Daar was die plante groei voor dag 3 nie. Nie net omdat die plante groei nie geskep was nie, maar ook want die water van dag was voor dag 3 nie 'n gekombineerde massa nie. Die water soos wat vers 6 van hoofstuk 2 sê, is uit die aarde uitgekom. Totdat God water uit die aarde uitgeskei het en die twee gewelde te maak en toe die water op een plek op die grond en op sy ander plek in die lug. So ek dink Benita gaan nou 'n prentjie wys van die water cycle. So die wat weet, water kom uit bome uit en uit klippe. Nee, grap. Daar is die prentjie, joke. So water is 'n hele siklus. So water kom van onder af, nie van bome af nie. En dan word dit opgevang in wolke en dan waar die wind reën in. Ja, ek grap. Dan val dit uit die wolke uit. So kom jy uit bome uit nie, dit kom van onder af. Die Here het toe nou geskei. Die massa water soos hy verwys het, hy toe geskei en dit het nou wolke gevorm wat reën gemaak het. Wetenskap. OK. Verstaan julle dit? Korrek. Nice. En toe het God op die 3de dag plante groei geskep. Wetend, natuurlik, want soos ons wat ons gesê het, het wetenskap, hulle figure dit nog uit wat God in stand gebring het om dit geskep het. So God het wetend eers die watermassas geskei en die water bymekaar laat kom, omdat hy geweet het dat dag 3 sou die plante groei volg en omdat hy geweet het dat plante water nodig het om te kan leef en voortbestaan. Om hierdie woorde dieper te verstaan, moet ons iets in gedagte hou en die doel en die objek van die verhaal. So in hoofstuk 2, nie meer die vorm van die wêreld nie. Die doel en objek van hoofstuk 2 is die menseverhouding met God. So hoofstuk 1, wêreld geskep, hoofstuk 2, die doel van mens. Die menseverhouding tot die aarde waarvoor hy aangestel sou word en die menseverhouding tot mekaar. Die eerste paar verse is soos 'n vinnige, kort, detail intro wat volg. Wat volg. En die spesifieke en die verwysing na die plante groei moet dien as inleiding juis vir die fokus en belangrikheid van die mens se verantwoordelikheid ten opsigte van die verhouding met die natuur. Natuur is mentioned because of man. Of nature is mentioned because of man. Sorry, my Afrikaans Engels. Nature is mentioned because of man, whose creation will be discussed in greater detail in the verses to follow. It has a certain role, responsibility in regards with it. 'n ander verduideliking is ook dat plante gemaak is voor die sade is. En daarom is die eerste volgroeide saaddraende stelle van elke soort reeds geskep. Byvoorbeeld die mens ook as 'n groot mens. So basies wat dit sê is, jy het nie 'n saadjie geplant nie, jy het 'n groot boom geskep en dis wat dit is. Soos wat ons geskep was, ons is nie as 'n babietjie of as 'n selletjie geskep nie, ons is as mens geskep van die get-go. Maak dit sin? OK. In my plek kry. Ons lei dus af dat die toestand van wat in die teks geskryf word, die volgende was. Die oorspronklike bome, grasse en plante, beperk tot die middelpunt van die plante groei, van waar dit bedoel was vir hulle in die loop van die natuur sou versprei. Onthou dis waarvoor God dit geseën het. Onthou hy het gesê dat hier is die bome, hier is die gras en ek seën julle.
Sonder reën en sonder die mens. Ekskuus. Hulle was daar, hulle was geskep, hulle was geseën. Nou moes hulle die verspreiding en vermeerdering volg. Daarvoor was die reën en die mens nodig. Sonder die reën, sonder die mens, om die aarde te bewerk, was daar slegs onmiddellike produk van kreatiewe krag. So basies, die Here het sy plan gehad. 'n Boom sonder mens, sonder reën, vrek. So meeste wel, soos ons tuin. Daar is 'n tuin, daar is 'n plant, daar is die water, daar is die mens nie. So alles vrek. OK. OK. Dis ek amper klaar. Maar is julle nog by my? Is ek te vinnig? Hoekom praat jy dan so baie? Jessie. Maak dit sin wat ek sê daarom? Ek sal recap, ek gaan julle vra na die tyd. Daar is 'n orde verhouding tussen natuur en natuur, maar ook tussen natuur en die mens. 'n Interafhanklikheid waarmee God dit alles geskep het. Reën en water is die bron wat volg van absolute noodsaaklikheid vir plante groei. Maar die mens word reeds dadelik geïdentifiseer as die enigste doelbewuste, kultiveerde, een wat bewerk en verdere groei en verspreiding voortbring. Nie een wat skep nie. En die feit is dat daar nog geen mens op dag 3 was nie. Geen mens tot die heel aan die einde van die skepping nie. Bevestig en beklemtoon weer eens dat die mens geen hand in die skepping gehad het nie. Dat die mens, maak nie saak hoe hy na die beeld van God geskape is nie, ooit God, sonder enige insette en moeite of bewerking van mense geskep het. Man had nothing to do with the creation. En dan kom ons by vers 7, waar die aardverskuiving van God na mens inkom. Waar die detail van hoe die mens geskape is, waar dit juis 'n verduideliking van hierdie verhouding tussen mens en God, die mens en natuur, die mens op mens en die begin inkom. Ons gaan nou net afsluit met vers 7, die inleiding vir die verduideliking en detaillering. Ek gaan lees vers 7 gou lees. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde, lewensasem, en in sy neus ingeblaas, sodat die mens 'n lewende wese vorm. Die mens is uit stof van die aarde verwys na die kleiwesels, die fisiese liggaam. Die lewensasem verwys na die letterlike, die roa, die asem van God, wat in die mens inblaas. Fisies noem dit maar mond tot mond, van God na Adam. En dit wat daarna outomaties reeds met bevrugting plaasvind en by geboorte duidelik sigbaar is. Die amazing ding is dat met al die ander goed, daardie host van daarvan ons verlede week geleer het, letterlik alles daarvan was spoken into being. Dus laat daar lig wees, laat daar 'n gewel wees, laat die waters by mekaar kom, laat dit uit die aarde groenigheid voorkom, laat die ligte wees aan die hemel, in die hemelgewelf. Laat die waters kriegel met lewende wesens en laat die voëls vlieg. Laat die al lewende wesens diere voortbring. He literally spoke it into being. Maar met die mens, he got his hands dirty. He took it the dust of the earth. He became a gardener. Noem een van die bronne dit. Hy raak persoonlik intiem, gebruik selfs sy spoeg om modder en klei te maak, om iets te begin vorm. En hy blaas sy asem in dit. So Benita gaan nou gou 'n videoetjie wys met dit. Maar voor sy doen, ek wil eers 'n bietjie toets as julle mooi geluister. So in hoofstuk 1, wie is die middelpunt? Ja, mevrou. Dankie, jy's korrek. In hoofstuk 2, wie die prominente rol? Goeie werk. Wat sê? Okay. En hoe word water gevorm? Uit bome? Klippe, sien. Mooi, dit het gestiek. Okay, en hoekom was daar geen plante groei en dag 3 nie? Jy het nog nie gereën nie, julle. Hoe luister julle? Dag 3 het dit eers gereën, hè? Nee. Ek weet nie waar dit nou is nie. Ek het gehoop julle het geluister. Nee, ek grap. Kom ons weer maar die video. Wil jy kom preek?
Waar staan dit? Ek sweer dit staan nie hier nie. Wat 'n prentjie. Ek het nie 'n prentjie gewys. Ek verstaan nie. Is dit kritiek? Oké, kom ons kyk. Hier staan iets van geweld. Moet ek dit lees? O, ja, ek het nie daai hoofstuk gelees nie. Staan hier so julle. Sy skerp. Oké. Maar moet ek dit nou net so lees? Lees Genesis 1 vers 6 tot 9. Moet ek dit lees? Oké. Maar jy het baie hakies hier. Ek weet nie wat beteken dit als nie. Oké, Genesis 1 vers 6 tot 9. Het julle dit? Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die welf gemaak en die waters sonder die gewelf geskei. Onder die welf geskei. Van waters bo die gewelf, God het die gewelf hemel genoem en die aand geword en het die môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom sodat die droë grond sigbaar is. Ek verstaan nou hoekom moet ek dit lees. Okay. God het die droë grond aarde genoem en die waters wat bymekaar gekom het hy see genoem. En God het gesien dat dit goed was. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom. Groen plante wat saad gee en vrugte en bome op die aarde. Elkeen wat van sy aard en waarvan die saad sy vrug sal sit. Dit maak sin. Goeie punt. Maak dit meer sin nou. Genesis 1 vers 6 tot 9 is deel van die waterbromme waar die klippe water gee. OK. Speel my die video. Dankie. How do you pronounce why? Tannie, sy het sopas 'n Amanda oomblik gehad. Vir die wat nie weet nie, 'n Amanda oomblik. Flou verskoning. Ja, 'n Amanda oomblik is wanneer die video en die musiek in die agtergrond selfde tyd speel. Dis talent. How do you pronounce YHWH when there is no vowels? To say correctly, you don't use your tongue and you can't close your lips. So his name imitates the natural act of breathing as you inhale and exhale. So this is how YHWH sounds like. Can you imagine the first word you have ever spoken when you came out of your mother's womb was the personal name of God? And the last word you will ever speak in this life, the last breath you will take on your deathbed, will be the name of God. You will leave this earth when his name no longer fills your lungs. Vir interessantheid. Wat moet ek sê vir die video? Daar staan niks in dit nie. Vader, sit sy my nou op die spot. Yahweh, ons God, intiem, persoonlik in 'n verhouding. Ek jou, dit is eintlik nog 'n cool video om te sien. En dit skep 'n goeie nie 'n goeie indruk nie, is die regte woord nie. Nee, ek grap. Ek het nie 'n klou wat om te sê nie, dude. Is dit nou iets wat? Maar sê weer? Nee, Jesus, dan gaan ons laat huis toe. Nee, ek grap. Nee, ek dink dit is regtig, dis iets ek dink wat mense nie besef nie, is die asemhaal. Ek dink mense vat dit vir granted. Ons in ons daaglikse lewe, ek sê baie vir nie daar iets wat baie my gebed is, die voorreg wat ons het om dit te kan doen.
Net nie net in ons land nie, maar dat ons dit vrylik kan doen. En ek dink ons besef, die ou mense het altyd gebid, as dit U wil is die volgende dag. En daai is vir my baie insluitend met dit, dat ons dit vir granted vat. Om te sê, ja, ons sal dit môre doen. Maar ons weet nie of die Here ons asem gaan laas toe asem gaan inblaas of nie. Ons neem net so aan. Bietjie humble times, hey. Maar in any case. Het julle iets geleer? Okay, Venita het my op die spot gesit, so nou moet ek iemand anders op die spot sit. Nee, ek grap. Sy het wel gesê, sy wil dit oopmaak vir die res van die groep. Indien jy dit wil doen, is bietjie moeiliker as wat dit lyk. Makliker om te lees, maar is moeilik om te present. Veral as dit nie jou goed is nie. Nee, ek grap, maar ja, as jy regtig belangstel om dalk 'n sessie te doen, moet jy net sê. So as jy help, sy skryf alles vir 'n mens. Dis baie maklik. Jy lees net goed, jy moet net goed kan lees. Nee, ek grap. Dis actually baie nice om te doen in a way. Al lyk dit nie van nie. As vir my van hierdie. So ja, as jy wil, moet jy net laat weet, dan sal jy help om mee. Ek weet oom Willem wil graag. Maar okay. Right, is daar iets anders? Was dit goed? Okay, cool. Het julle iets geleer? Ek het nie vandag gepraat hier, so okay. Sien so jy kan dit in 'n halfuur doen. Okay. Dankie julle. Huiswerk? Hier's niks nie. Waar? Genesis 2. Dis huiswerk. Ja. Die hele Genesis 2. Met die waters. Okay. Sê weer? Nee. Daar was verwysing terug na Genesis 1 toe. Okay, dankie. Alright julle, kom ons sluit die oë. My koning, ek wil bid net vir U vra Here dat dit wat ek nou gepraat het, my koning, dat dit so 'n bietjie vrug dra in die mense se harte, my koning, dat hulle iets geleer het vanaand. Here, al is dit net 'n klein sinnetjie, 'n eye-opener. My koning, dat dit so 'n bietjie settle in hulle harte, my koning, en dat dit 'n verskil sal maak in hulle lewe, my koning. En ek vir wie dankie sê daarvoor. Ander hulle vir dit, dat hulle nou tyd gemaak het vir U, so my koning. En Here, al is dit iets kleins wat hulle vat uit, Here, kan U soveel groot goed met dit doen. Here, U kan klein mosterdsaadjie en groot dinge en verander, my koning. En ons dankie daarvoor, U is almagtig, Here. En Here, ek wil U vra dat U ons sal altyd humble hou daarvoor. Dat ons U sal honor en eer vir dit wat U is eintlik. My koning, dat ons U respek sal toon daarvoor. En Here, dat ons die werk sal doen wat U wil hê ons moet doen, Here. U het ons geskep daarvoor. En ek wil U vra net vir U krag en die leiding om deur te druk dan. En ons sê dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Lekker aand julle. Veilig ry.